wat jou eintlik onder die indruk gebring het, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, ek is Wynand Boshoff, ek is VF+ LP. My eintlike gebied waarop ek werk in die parlement is grondhervorming. Ek is lid van die grondhervormings portefeulje komitee, eintlik is ek daar 'n alternatiewe lid. Waar ek 'n volle lid is in die portefeulje komitee vir wetenskap, tegnologie en innovasie. Baie interessante portefeulje wat werk met van Suid-Afrika se interessantste wetenskapsinfrastruktuur. En dit het 'n baie noue verbintenis met landbou, wat my ander belangstelling is en waarop ek ook 'n bietjie fokus. Die hele kwessie van landbou, wat ons weet, 'n hoogs tegnologiese en 'n hoogs wetenskapsgedrewe bedryf is. En nou is die grootste natuurramp wat die landbou in 'n lang tyd getref het en wat regtig 'n landswye ramp is die hele back-and-closure krisis. Gewoonlik as ons droogtes het, sal dit in die somerreën gedeelte droog wees, in die winterreën gedeelte sal dit dan nou nat wees of andersom. Suid-Afrika het so 'n wye verskeidenheid van klimaatstreke dat daar min rampe is wat regtig reg oor die land gaan, maar back-and-closure in 'n land waarvan die veeboerdery komponent van boerderye baie belangrik is, het die potensiaal om 'n groot probleem te wees. En dan het ons 'n boerderystelsel wat, om dit nou maar so te stel, beeste sentraliseer. Beeste word op elke plaas in die land word hulle nou geteel en word hulle gespeen en dan word hierdie speenkalvers na veilings toegebring en van die veilings af gaan hulle na die voerkrale toe en van die voerkrale na die groot slagpale in die abattoirs in die hoofsentra van Suid-Afrika waar hulle dan nou voorberei word om opgeëet te word. Nou ja, in hierdie sentraliserende stelsel beteken dit dat 'n siekte wat op een plek uitbreek baie maklik beweeg na die groter gedeeltes toe. Die voerkrale is natuurlik waar daar baie graan geproduseer word. Dit gaan alles oor vervoerkoste en wat die maklikste om te vervoer. En dis dat rondom Noordwes, die Noord-Vrystaat, Mpumalanga en Gauteng. Daarso is daai Hoëveld gedeelte van Mpumalanga van die ou Oos-Transvaal. Dit is in 'n sekere opsig die kern van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika. Dan het ons natuurlik baie suiwelboerdery in die Oos-Kaap en baie in die Wes-Kaap en daar's allerlei interessante praktyke wat die boere het. Jy het miskien daar waar jy melk, het jy topklas veiding en jy het sekere geriewe. Maar dis deesdae groot makroboerderye met duisende koeie en dan sal die droë koeie en die kalvers wat nog te klein is om die verse wat nog in melk moet kom, sal heeltemal op 'n ander plek loop waar grond goedkoper is en waar dit makliker is om hulle te laat oorstaan totdat hulle weer in melk is. En al hierdie vervoer beteken dat 'n aansteeklike siekte maklik versprei. En dan kom ons nou by back-and-closure. Back-and-closure is 'n siekte wat in Suid-Afrika bestaan. Dit is inheems in Suid-Afrika en buffels is die asymptomatiese draers daarvan. Met ander woorde, die siekte, die kieme sal altyd met ons wees. Hulle sal deur buffels gedra word en van tyd tot tyd steek hulle beeste aan. Eintlik sê die regulasies sê alle gesplete hoefdiere is vatbaar vir back-and-closure, wat dan beeste, skape, bokke en varke insluit. In praktyk is daar nie skape en bokke wat dit kry nie. Varkboerderye is ook verskriklike groot industriële tipe van boerderye, wat beteken dat as daar 'n siekte is dit moeilik om dit te bekamp binne daai spesifieke plaas. Maar die groot probleem lê veral by beeste en ons weet natuurlik daar soos waar jy wildsplase het, is daar buffels. Daar is pogings om buffels back-and-closure vry te maak, maar dis byvoorbeeld nou weer moeilik om dit te beheer op die grense in Suid-Afrika en Eswatini of Suid-Afrika en Mosambiek. En daarom was daar in die vroeë tyd 'n hele sonering gewees om te praat van 'n rooi gebied. 'n Rooi gebied is veeboerderygebiede aangrensend aan plekke waar back-and-closure van nature voorkom.
En as jy beeste vanuit die rooi gebied vervoer het na die volgende gebied toe, die volgende zone, ek nie onthou watter kleur dit was nie, is dan 'n middelrisiko en daai bufferzone, as jy by hom verby beweeg, daarso kon jy met vrymoedigheid sê dis back enclosure vry. So enige beweging van beeste uit die rooi gebied is baie streng beheer. Mens moes dan kon aantoon dat jou beeste back enclosure vry is voor dit kan verder beweeg. En natuurlik is die vervoer van beeste oor die landsgrense heen, van Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek is baie streng beheer. Suid-Afrika het nie werklik meer 'n grens in die sin van iets wat iemand uithou nie, veral nie beeste nie. In daai opsig is dit nutteloos. Die buffels is ook op meer plekke, want wildboerdery het toegeneem, en dit beteken dat die paraatheid rondom back enclosure behoort toe te neem, maar in die werklikheid het die teenoorgestelde gebeur. Maar kom ons kyk nou net eers na die siekte van back enclosure. Back enclosure het verskillende stamme in verskillende dele van die wêreld, en dit het nou die uitwerking in die binnekant van 'n dier se bek en die sagte vleisies binnekant die gesplete hoewe wat baie seer word. Dit is 'n virussiekte. So binne 'n dag of 2 van besmetting af begin 'n dier die simptome te kry, en binne 3 weke is die dier gewoonlik weer gesond. Dit is nie werklik 'n dodelike siekte vir gesonde diere in Suid-Afrika nie. Die stamme wat ons in Suid-Afrika het, is nie dodelik vir gesonde diere nie. Dit beïnvloed wel die dier se reproduksie, en as dit 'n koei is wat pas gekalf het, dan is so 'n koei verswak, en dan kan dit gevaarliker wees vir die koei sowel as die kalf, en 'n koei wat dragtig is, kan die kalf verloor. Met ander woorde, mense sê nie daarmee dit is 'n skadelose siekte nie. Dit het geweldige ongerief wat dit vir die diere inhou, dit is glad nie aangenaam nie, en as jy in ons tyd wat mense baie keer hulle teelseisoen natuurlik sinkroniseer, as die siekte jou presies op die verkeerde tyd tref, dan kan dit ongelooflik skade aanrig. Maar dit is anderster as in Europa. Die stamme wat in Europa voorkom, as 'n uitbreking daarvan plaasvind, dan vrek die diere op 'n geweldige skaal. So hulle het 'n dodelike angs vir back enclosure in die noordelike halfrond in Europa, en daarom dat jy nie met 'n back enclosure dier op die uitvoermark gewerk kry nie. As ons net weer terugkom na die uitwerking van die siekte, dit maak niks in die vleis nie. Hierdie dier kon vol in die simptome van back enclosure gewees het toe jy dit slag, en dan kan jy daai vleis eet sonder enige risiko vir die verbruiker van die vleis. Die risiko daarin is dat hierdie die slagafval moet op 'n manier mee weggedoen word, dat daai virus nie in omloop gehou word nie. Die virus kan vir 'n beperkte tyd buite die dier oorleef. Ek kan nie daai tydperke uit my kop uit onthou nie, maar dit is so lank aan 'n voertuig se wiel, dit is so lank in voer, dit is so lank aan die dier se lyf aan die buitekant. Jy weet aan die vel of waar ook al, wat dit nie noodwendige uitwerking het nie, maar waar dit oorleef. So waar diere dit tipies sal aansteek is die plaas langsaan het back enclosure, jou beeste loop die kant van die draad, hulle is in mekaar se omgewing, en nou ja, ek sê altyd beeste is nie baie higieniese diere nie. As mens nou sien hoe hulle nies en hoe hulle neuse met hulle tonge uitlek en so aan, dan wil jy nie jou kinders by beeste laat maniere leer nie. Maar daai soort gewoonte is partykeer ook as hulle in dieselfde krib lek vreet of water drink of wat ook al, dan kry jy kruisbesmetting. En dit is hoekom die gewone reaksie op 'n back enclosure uitbreking is kwarantyne. 10 km rondom die uitbreking, plaas jy alles in kwarantyne, en dan is die gedagte dat jy baie spoedig uitvind wat is hierdie siekte met 'n kliniese toets, dat jy dan weet of dit back enclosure is. As dit nie is nie, dan kan jy die kwarantyne ophef. As dit is, dan moet jy die diere ent. Die diere wat dit reeds het, help dit natuurlik nou nie ent hulle nie, hulle het dit mos. Maar dies wat in die omgewing is, ent jy sodat hulle nie ook die siekte kry nie, en dan sodra hulle skoon toets, dan kan jy die kwarantyne ophef. Nou sê ek dit so, kom ons sê so 'n bietjie huiwerig. 'n Dier wat dit gehad het of wat geënt is, gaan nooit skoon toets nie. Hy gaan altyd toets, hy het back enclosure gehad.
En dit gaan ook nie so, jy gaan nie uit die toets kan agterkom, het die dier die ent gehad of het die dier die siekte gehad nie. So dit skep 'n probleem met die bemarking van diere, maar jy kan toets of die dier dit nou het, of hy dit gehad het. Nou, omdat die wegdoen met die besmetlike afval van back-and-claw seer 'n probleem is net sekere abattoirs in Suid-Afrika geakkrediteer om back-and-claw seer diere te slag. Dit alles is nou om te sê, die ekonomiese aspek van die ramp is groter as die biologiese ramp. Kom ons sê nommer 1, skape en bokke gaan dit nie kry nie, maar hulle val ook onder die kwarantyne. Nommer 2, in Suid-Afrika se geval het die laboratoriums van so 'n aard verval, dat die diere al gesond is voor jy weet of hulle back-and-claw seer gehad het. Want jy kry die toetsuitslag eers 6 weke later, dan is die diere alweer aan die gang. Simptome is weg, dan vind jy eers uit, dit was dit of dit was nie dit nie. En dan die afwesigheid van entmiddels is uit en uit, ek wil eintlik sê, dis 'n misdaad. Dis 'n misdaad dat Suid-Afrika nie entmiddels gehad het nie. Die entmiddels is hier in Suid-Afrika vir die stamme wat ons self het, by Onderste Poort ontwikkel. Onderste Poort se geskiedenis is net baie interessant, amper so ietsie om in hierdie konteks te noem. En dit is dat hier 1895-96 was daar die rinderpes in Suid-Afrika. Nou 'n rind is die Duitse woord vir 'n bees, en Duits Oos-Afrika, wat nou vandag Tanzanië is, die siekte het van daar af versprei, 'n tropiese beessiekte, wat so dodelik is as wat kan kom. Daar is stories van transportryers of gewone boere met ossewaans, laat die beeste letterlik daar in die juk vrek van die rinderpes. En dit was 'n ongelooflike rampspoedige ervaring in die ou ZR. Dit was, sal sekere persone, sekere skrywers sê, op 'n manier die begin van die arm-blanke vraagstuk in Suid-Afrika, in 'n boerderystelsel wat op beestige grond is. As jy jou hele kudde verloor, dan is jy arm, ongeag of jy dalk voor die tyd ryk was. As jy nie kontant of geld op 'n ander manier belê en geberg het nie, as al jou geld in jou beeste was, dan dit gevrek. Die probleem met boerdery, jou geld kan vrek, of jou welvaart kan vrek. En president Kruger het toe 'n jong Switserse veearts, wat nou eintlik 'n blinkoogseun was, wat vir die avontuur na Suider-Afrika toe gekom met Arnold Tyler, het hy in diens geneem en gesê, hoorie, jy moet ons help hier om 'n probleem op te los. Die hele inentings, noem dit nou maar mediese veld, was toe relatief nuut gewees, en hy het met beeste wat oorleef het, se bloed geëksperimenteer, en op die ou end daarso in Pretoria 'n entmiddel ontwikkel. Die sentrum wat die Transvaalse Republiek of die ZR vir hom gegee het, is daar waar Daspoort vandag is, en daar het hy en 'n klompie assistente, kliniese assistente, het toe nou 'n entmiddel teen rinderpes ontwikkel. Dis die begin van Onderste Poort. Dit was nie toe al Onderste Poort nie, want soos ek sê, dit was by Daspoort, maar hulle het nooit gesê die Daspoort veterinêre instituut, of wat ook al veeartsenykundige instituut nie. Dit is gesluit tydens die Tweede Vryheidsoorlog, en na die tyd toe die Engelse oorneem, toe is dit een van die eerste staatsinfrastruktuur wat hulle weer geopen het, weer met Arnold Tyler. Hy het later Sir Arnold Tyler geword oor die groot werk wat hy gedoen het. Hier teen 1912 het dit na Onderste Poort toe getrek, die huidige terrein. En rinderpes was nou onder die knie gewees, maar daar was baie ander tropiese siektes, miltsiekte, en ek weet nie, ek ken nie al die siektes se name nie, wat veeboerdery in Suider-Afrika riskant gemaak het. En Onderste Poort het deur die loop van die 20ste eeu aangehou met werk, entmiddels ontwikkel, veeartse opgelei. Later van tyd het die veeartsenykundige fakulteit van die Universiteit van Pretoria geskuif van die instituut wat deel van die staat was, maar dit was werklik waar, kan jy sê, die ankerpunt van die bestryding van tropiese veesiektes in Afrika. En
Hulle kon aan alle behoeftes voldoen. Die behoeftes was natuurlik ook kleiner geweest. Jy het nie op een oomblik 1 miljoen entstowwe ooit nodig gehad nie, want jy het dit baie goed beheer. Jy het presies geweet wanneer daar 'n uitbreking is en dan sou 'n stuk of 10,000 dosisse entstof sou die probleem kon oplos. En dit was die geval geweest tot omtrent 2010. Nou ek het 'n dokument gesien hier rondom 2002 wat die departement vreeslik in sy noppies is oor die groot sprong met transformasie wat hulle gemaak het by Onderste Poort. En dat Onderste Poort nou ook deel is van die getransformeerde demokratiese Suid-Afrika en die demografie reflekteer. Nou verstaan my nou mooi, ek het geen opvatting dat daar lede van die Suid-Afrikaanse demografie is wat sekere goed nie onder die knie kan kry nie. Jy het geweldige bekwame en intelligente en bevoegde veeartse en dokters en maak nie saak watter beroepsgroep nie, van alle rasse. Maar as jy sê ons belangrikste vereiste hier is om aan demografiese teikens te voldoen en nie om aan bevoegdheidsteikens te voldoen nie, dan stel jy mense aan wat nie hulle werk kan doen nie, en as jy agterkom hy kan nie sy werk doen nie, hy of sy, dan kan jy hom nie afdank nie, want dan haal jy nie meer die demografiese teiken nie. En daarmee maak jy beide dat jy die verkeerde mense aanstel, want jy wil die verkeerde teikens haal, en dat die mense wat in die pos is ook nie hulle beste doen nie, want of jy nou goed of swak presteer, dit maak nie saak nie, jou demografie is reg of verkeerd. So die bestemming lê daarin. En dit is waar dit fout geloop het, is minder as 'n dekade later, toe het Onderste Poort biologiese produkte nie meer die vermoë om hierdie produkte te maak nie. Deel van die transformasie van Onderste Poort was natuurlik dat die Onderste Poort Navorsingsinstituut, of wat sy naam ook al presies is toe geskei tussen die Landbou Navorsingsraad se navorsingsgedeelte en dan die kommersiële arm, wat 'n onderneming in staatsbesit, SOE, State-Owned Enterprise, Onderste Poort biologiese produkte. Die twee word toe van mekaar geskei om allerlei bestuursredes wat die rekenmeesters en goed vir jou kan sê hoekom dit beter is. Punt is, wat die mense in Suid-Afrika wil weet of jy entmiddels kan kry, as jy dit moet kry. Toe die siekte begin uitbreek het vir die eerste keer, was dit duidelik dat Suid-Afrika dit nie meer kan lewer nie. Daar is onmiddellik baie miljoene rande gespandeer om die nodige toerusting te kry. Hulle het geïdentifiseer dat die geboue en geriewe is ontoereikend volgens huidige standaarde, dan moet nuwe toerusting gekry word. Die goeders is ingevoer en toe hulle dit wil installeer, toe sien hulle oogarts, maar die geboue voldoen nie meer aan die vereistes nie. En toe sit hulle al hierdie miljoene rande se toerusting, sit hulle in gange van ander geboue totdat hierdie gebou gereed is. Maar die gebou is tot vandag toe nog nie gereed nie, dis 15 jaar later. So of daai toerusting nog werk, dis geweldige delikate goeder, dis nie goed wat jy nou maar net daar kan neersit nie. Of hulle nog geskik is, of hulle nou geïnstalleer word, eintlik weet niemand nie, want hulle staan in bokse, in gange en in pakkamers. En die gebou waarin dit moet wees is nog nie reg nie. Terwyl Botswana, ons buurland, die geld wat hulle uit diamant mynbou en die voordele wat die staat daaruit kry gebruik het om hulle ander probleme op te los. So koop Suid-Afrika toe nou entmiddels uit Botswana BVI, Botswana Veterinary Institute of wat ook al, en ons betaal tussen 10 en 15 keer meer vir die entstowwe as waarteen ons dit self tot nou die dag nog kon produseer. Maar solank dit gehou het, het dit gewerk. In die tussentyd het die LNR voortgegaan om hulle navorsingsdeel te doen, maar die produksiedeel op 'n kommersiële skaal, dit kon nie plaasvind nie. Dan het ons nou ministeriële taakspan wat deur 'n vorige landbouminister Toko Dodiza aangestel is. Sy is vandag die speaker van die parlement. Sy het hierdie ministeriële taakspan aangestel om te sê, okay, wat gaan die gevolge wees en hoe moet ons die ding bestry, en daar het al 'n verslag in 2019 uitgekom wat gesê het dit is potensieel rampspoedig en hierdie stappe moet geneem word. Aanvanklik is die verslag nie bekend gemaak nie, later is hy bekend gemaak, maar nie nagevolg nie. En ek dink dit was einde 2023, as ek nou reg is,
het die uitbrekings redelik ernstig geraak in die noorde van Natal, daar waar die veeboerdery in kontak is, gereelde kontak is met buffels, en dit het ook na Oos-Kaapse melkplase toe versprei. Dit was op daai stadium die grootste ekonomiese impak gewees. Nou wat met 'n melkboerdery gebeur is, jy moet daai melk dubbel pasteuriseer. Jy hoef nie die melk weg te gooi nie, maar jy moet dit dubbel pasteuriseer om spore van die siekte dood te kry. En pasteuriseringstoerusting is nie anders as 'n melkmasjien, dit staan nie los rond vir die grootste deel van die dag nie, dis eintlik die hele dag besig om te werk, en daar is nie noodwendige kapasiteit om dubbel te pasteuriseer nie. So nou moet jy of melk weggooi, of jy moet meer toerusting koop, watter kant ook al, het kos jou baie geld, en natuurlik jou toerusting moet so werk dat die nodige tyd om afgeskakel te word en skoongemaak en onderhou te word, dit raak al hoe moeiliker om dit alles te bestuur. So daar was ernstige beroepe op die staat gewees na die 2024 verkiesing wat ons 'n minister van landbou gekry het wat uit die oppositiegeleedere gekom het. Dink ek daar was baie mense gewees, om die waar te sê, ek het dit by party van hulle gehoor, wat hulle gesê het, mensig, is ons nie nou bly oor hierdie regering van nasionale eenheid, want het ons ten minste nie 'n ANC minister vir landbou nie. Baie gou gebleik dat dit ons niks gehelp het nie. Die amptenare binne die departement van landbou wat verantwoordelik is vir hierdie hele ek wil nou sê vir die hele ineenstorting van Suid-Afrika se vermoë om back and closure te bestry, is nog steeds in beheer van of wat in beheer was om dit te voorkom, is nou in beheer van die bestryding daarvan. Ergens moes iets vir jou gesê het, jy kan nie dieselfde mense wat die kar tot in die sand in gery het, vertrou om weer met die kar daar uit te ry nie. Maar dit is wat gebeur het. Back and closure is natuurlik 'n staatsbeheerde siekte, en ek wil nou amper sê, kom ons kry net 'n beeld van die staat wat vir ons ver in die verlede lê, en miskien vir jong mense hier van 25 en jonger, gaan hulle nie eers weet van so 'n staat nie. Maar daar was 'n tyd gewees wat jy gesê het, as jy nou 'n ding wil vertrou, dan moet dit nou die staatsinstelling wees. Die staat weet hoe om die ding te doen. Ja, die privaat sektor is nou daar. Ek kan nou byvoorbeeld sê, ek was matriek gewees in 1988, toe gooi 'n perd my af, en ek land met my bobeen teen 'n lamppaal, en daar so is die bobeen mooi mors af. En nou moet ek geopereer word. Hulle kan nie gips daarin sit nie. Nou goed, toe is dit na die staatshospitaal, die Haai Verwoerd Hospitaal in Pretoria. Daar doen jy ernstige werk. Daar het hulle nou die been mooi weer in lyn gebring en 'n pen ingesit. Daar het is nie murgdeel deur en die ding vasgeskroef. Dit is baie sensitiewe werk, maar na die tyd kan ek in 'n privaat hospitaal gaan aansterk. Want privaat hospitale kan jou laat aansterk, maar as jy 'n ernstige operasie het, dan gaan doen jy dit in 'n staatshospitaal. Dis hoe dit met die staat gewerk het. Die staat het dinge onder beheer gehad. Vandag werk dit nie so nie. As jy vandag 'n ernstige operasie het, hoop jy kan so ver bly van 'n staatshospitaal as wat jy kan. Maar in daai vorige konteks het jy gesê, hoorie, wie het die vermoë om so siekte landwyd te monitor? Om te weet waar is daar uitbrekings, om te weet waar is die hotspots is nou die Engelse woord waarvoor ek nie Afrikaanse ene kry nie. Waar is die knooppunte van hierdie siekte? En om dan die totale logistieke uitrol, die kundige veeartse wat hierdie ding moet bestuur. Wie kan dit alles doen? Nee, net die staat kan dit doen. Private veeartse het hulle praktyke, hulle kan nie dit doen nie. Dit het in 30 jaar se tyd verander. Die staat het nie daai vermoë nie. Private veeartse, veral in die netwerke waarin hulle funksioneer, het dit. Dis op 'n manier 'n omkeer van wat jy verwag. Die staat kan die basiese goedjies doen, maar as jy gespesialiseerde, moeilike werk het wat gedoen moet word, dan het jy die privaat sektor nodig. Maar nou is ons wetgewing nog ingestel volgens die ou werklikheid. So dis 'n staatsbeheerde siekte. As daar 'n uitbreking is, moet die beheer daaroor in die staat se hande wees en hulle moet die gemoedsrus gee dat hulle die ding kan hanteer. Wat gee hulle ons? Presies die teenoorgestelde. En dan is dit 'n
regtig 'n hartseer ding om te sê dat die minister van Landbou op daai stadium het nie verstaan waarmee hy te doen het nie. Hy sê hy het by die ANC 'n back and closure krisis of 'n onderste poort krisis geërf wat 30 jaar besig was om aan te kom. Hy kan nie verwyd word daarvoor nie, maar toe hy in sy kantoor ingestap het, is hy reeds ingelig van hierdie hangende probleem. Ek dink dood eerlik, hy het nie heeltemal besef hoe belangrik hierdie ding kan wees nie. Hy het ander goeie werk gedoen, China toe gegaan, markte oopgemaak vir Suid-Afrikaanse boere, werklik nuttige goed gedoen om die landbouproduksie, veral dan nou vrugte en sulke goeder, sitrus, om markte daarvoor oop te maak, sonder om te besef dat hier anderkant is 'n dingetjie wat so half onder die oppervlak beweeg, maar wat die potensiaal het om Suid-Afrika se landbou tot stilstand te bring. Nou, ek het myself gesê toe hy Dr. Dani Odendaal afgedank het van sy ministeriële taakspan, toe is dit vir my duidelik, hy het nog nie die Landbou Weekblad gelees nie. Ek dink toe hy minister geword het, moes iemand vir hom die vorige jaar se Landbou Weekblaaie in 'n boks gebring het en gesê, minister, jy moet asseblief hierdie deurlees voor jy begin werk, laat hy net weet wat is die gees. As jy dit gelees het, dan het jy nou nie vir Dani Odendaal afgedank nie, dan het jy geweet, jy het hom nodig. Op die ouend is dit natuurlik vreeslik maklik om te sê wat 'n mens sou gedoen het en wat jy moes gedoen het. Dit is altyd so dat die beste stuurman staan aan wal. Maar aan die ander kant, as 'n mens in die politiek is, dan is jou werk eintlik om dop te hou. Hulle praat van die oorsigrol. Wat is die oorsigrol van 'n oppositieparty of van enige party? Dit is om te kyk of die mense wat verantwoordelik is om 'n sekere werk te doen, dit wel korrek doen, of hulle dit goed doen. En as jy die een is in die uitvoerende posisie, dan is dit altyd 'n maklike terugvalposisie om te sê, man, sou jy kon beter doen. Met die verstandhouding of met die verwagting dat die ander persoon gaan sê, ja, ek weet nie seker ook nie. Nou, ek kan ook nou nie sê of ek nou sou beter kon gedoen het nie. Die punt is, 'n mens moet die verantwoordelikheid neem vir waarvoor jy aangestel is, en hierdie siekte is sedert Mei 2024 of Junie 2024 toe die regering van nasionale eenheid begin het en ons 'n nuwe minister van landbou gekry het, dit was op daai stadium nog 'n inperkbare siekte en dit het buite beheer uitgegaan. In die tussentyd het ondersepoort biologiese produkte nou weer begin om enmiddels te maak. 12.900 van die 100.000 wat uitgerol moet word, is daar gemaak. Daar is allerhande omstredenhede waarvoor ek nie tegnies heeltemal toegerus is om presies te sê wat aangaan nie, maar dit is die einste Dr. Dani Odendaal wat in 'n stuk uiteengesit het hoe die sogenaamde nuwe entmiddel eintlik nie regtig 'n nuwe entmiddel is nie. Dit is doodgewoon die basis waarin dit geplaas word vir toediening is iets anderster as wat dit tevore was, maar die entmiddel self is maar dit wat Suid-Afrika nog al die tyd gehad het en dit is dus eintlik nie nuut nie. En dit was sedert 2022 al klaar, die navorsingsgedeelte daarvan wat deur die LNR gedoen moet word, was in 2022 al gereed, terwyl die produksiegedeelte wat ondersepoort biologiese produkte moet doen in 2026 eers gereed was. Op die ouend kom 'n mens terug tot die punt toe, ek wat in die politiek is, moet myself baie keer afvra, is dit die moeite werd om in die politiek te doen? En as jy besig is om te werk aan Afrikaner vryheid, wat maak jy nou eintlik met die Suid-Afrikaanse politiek? En dan laat 'n gebeurtenis, of nie, dis nie 'n gebeurtenis nie, eintlik 'n reeks van gebeure, 'n verloop soos hierdie, sê vir jou, daar is sekere goed waar die Suid-Afrikaanse staat, die konteks is waarbinne jy beweeg, waar daar besluite geneem moet word en waar jy teenwoordig moet wees, nie jy as persoon nie, jy as bevolkingsgedeelte wat jy verteenwoordig, as ondersteuners om te sê, hoorie, maar ons moet sorg dat hierdie ding regloop, en ek is oortuig daarvan as die helder lig van kritiek nie so duidelik geskyn het op die back and closure krisis nie,
sou hy nog ver vorentoe aangegaan het sonder regstelling. Openbare saak met die betekenis wat hierdie back and closure uitbreking het, is natuurlik 'n politieke kwessie. Die politieke wêreld gaan nie oor die openbare goeders. Die Vryheidsfront het betrokke geraak in hierdie saak deur die lig daarop te laat skyn, deur te sê hier het ons 'n probleem in ek dink April 2025 het ons die eerste keer 'n verklaring daaroor uitgereik om te sê hierdie is 'n krisis wat dreig om buite beheer te raak. Ons het 'n aantal vrae aan die minister van Wetenskap en Tegnologie gevra en hy het eintlik, wil ek sê, in daardie antwoord het hy die padkaart uitgestippel. Hy het gesê as daar nie drasties opgetree word nie, dan gaan A, B, C, D, E en F gebeur. En dit is presies wat gebeur het. Nou, dis natuurlik nie die minister wat so slim is nie. Ek het pertinent dieselfde vraag gevra, 'n skriftelike vraag in die parlement is een wat weer skriftelik beantwoord word. As niemand die skriftelike antwoord sien waar hy op die webwerf van die parlement gepubliseer word nie, dan gebeur daar niks nie. Daar's nie kameras wat rol of enigiets nie. Jy vra doodgewoon inligting aan wat die minister dan by sy departement gaan moet kry. Ek het dieselfde vraag oor back and closure vir die departement, vir die ministers van Landbou en dan Wetenskap, Tegnologie en Innovasie gevra. En die departement van Tegnologie, Wetenskap, Tegnologie en Innovasie het 'n baie goeie volledige uiteensetting gegee. Presies daar waar ons nou is. Hulle het gesê as jy hierdie probleem wil hokslaan, dan gaan jy 80% van die Suid-Afrikaanse kudde moet end. Dit beteken is omtrent 12 miljoen beeste. Die Botswana endmiddels kos, nou wil ek nie 'n bedrag sê nie, want ek is nou skielik onseker of ek die bedrag reg onthou. As dit in Suid-Afrika vervaardig word, kan dit omtrent 10% daarvan kos. Jy praat van 'n primêre inenting en dan 'n opvolg en moontlike derde ene, maar kom ons sê ten minste 2, so jy praat van 12 miljoen ente, maal 2 is 24 miljoen rand, maal hierdie bedrag, dan moet jy seker wees dat jy dit in een kort tydjie vinnig doen. Hulle het die hele uiteensetting gegee terwyl die departement van Landbou met 'n baie wollerige antwoord na vore gekom het wat jou eintlik onder die indruk gebring het, hulle weet nie wat hulle doen nie. Albei hierdie departemente is hoogs getransformeerde departemente as jy na die demografie van die werknemers kyk, van die topbestuur kyk. Maar daar's 'n verskil. By Wetenskap, Tegnologie en Innovasie is dit ook 'n vereiste dat jy jou werk moet verstaan en dit kan doen. Terwyl dit vir my by Landbou nie na die geval lyk nie. Dit lyk vir my daarso is hulle tevrede as jou profiel korrek is. En daarom dat wetenskap het vir ons die antwoord gegee van wat moet nou gebeur en wat is die fiskale implikasie, met ander woorde, wat gaan dit die staat kos? Met dan die vraag, hierdie departement kan nie kommentaar lewer oor of die geld beskikbaar is uit die staatskas nie. Dit is hoekom die Vryheidsfront toe ook gevra het vir 'n rampverklaring. Ons het dit, ek wil sê, ten minste omtrent 8 maande voordat die minister self daarvoor gevra het die Vryheidsfront Plus gesê, maar hierdie moet tot 'n nasionale ramp verklaar word, want die betekenis van 'n nasionale ramp is, daar kan geld rondgeskuif word wat jy nie normaal volgens die begroting mag rondskuif nie. Jy kan voorkeure verander en sê, hierdie is 'n ding wat so erg is, ons moet nou geld daarop spandeer. En dan wil ek nou die stelling maak, en ek wil dit met alle stelligheid maak, dat as, ek dink dis Mei maand 2025, toe ons hierdie antwoord gekry het, as die minister van Landbou op daai stadium die beheer oor sy departement kon neem en gesê het, ons sal nou dit moet doen, en dan op daai stadium die endmiddels in die hande gekry het, of dit Argentinië of Turkye of waar dit ook al vandaan is, en onmiddellik beginnende by die brandpunte, dis die woord vir die hotspots wat ek net nou gesoek het, by die brandpunte begin het en geënt het en dan die hele nasionale kudde, dan sou dit ons nog steeds as belastingbetalers verskriklik baie geld gekos het, maar sonder die ekonomiese skade wat tot dusver plaasgevind het. Wel, eintlik in alle in alle beskeidenheid sê, dit wat ons gehoor het van private veeartse wat hierdie werk ken, wie se terrein dit is,
En dit wat duidelik al bekend was aan die staat self, in die vorm van die Departement van Wetenskap en Innovasie, kon in Augustus hierdie probleem onder beheer gehad het en van daar af die hele landswye inentingsveld toe gevoer het. Back and closure kon vandag iets van die verlede gewees het. Hoe dit op die oomblik werk met die betaling van die inenting van back and closure, is omdat dit 'n staatsbeheerde siekte is en omdat dit 'n aanmeldbare siekte is, betaal die staat dan ook vir die bestryding daarvan. Die staat se een argument is, as hulle betaal vir die bestryding daarvan, moet hulle die verantwoordelikheid neem vir die toepassing, vir die implementering daarvan. Nou, soos wat Benny van Zyl van TLU in 'n radio-onderhoud wat ek gehoor het, genoem het, daar's 'n groot demonstrasie waar hulle daar in die Kaap 'n klomp, ek wil nou maar sê, township beeste geënt het, maar dan merk hulle nie die beeste wat geënt is nie. Nou, wat help dit? Hoe weet jy dan? Dan moet jy nou weer bloed trek en dit laat toets voor jy weet of 'n bees geënt is. So, dis 'n ding wat jy daarmee met 'n bietjie ordentlike beplanning moet doen. Die idee is, die staat betaal dit, maar wat hulle dan nou toegegee het in hierdie geval is om te sê, nou ja goed, hulle gaan 'n sekere aantal entmiddels beskikbaar stel aan bedryfsorganisasies, soos die rooivleisprodusenteorganisasie of die melkprodusenteorganisasie, en boere kan dan deur hierdie bedryfsliggame, kan hulle, as hulle dit sou verkies, op hulle eie tyd, deur gebruik van hulle eie veeartse inkoop en die inentings doen, dan is dit vir hulle koste as hulle nie wil wag tot die staat by hulle uitkom nie. Nou, dit is billik. Ek dink daar's baie boere wat selfs onder 'n bekwame staat sou verkies het om dit te doen as hulle daai geleentheid kan kry. Maar dit bly primêr 'n staatsuitgawe. Staat betaal nie vir verliese nie. Nee, die staat betaal nooit vir verliese nie. Ek dink dit is nou, dis een van daai dinge, daar sekere risiko's in die lewe wat jy nie kan loop nie, of wat jy nie teen kan verseker nie. Dis net eenvoudig te groot, die versekeringsmaatskappye doen dit nie, die staat kan hulp verleen, maar die staat kan ook nie instaan vir elke probleem nie. Ek dink dis nogal 'n belangrike punt, dat baie van ons mense is gestel daarop dat hulle soek nie 'n nanny state nie, hulle soek nie 'n staat wat 'n baba oppasser is en wat alles vir jou wil doen nie. Nou, as jy baie sterk daarin glo, dan moet jy ook nou nie verwag die staat moet jou probleme oplos as dit op daai punt kom nie. Wat jy van die staat kan verwag is vinnige, bekwame optrede om te luister as die kenners praat. Die staat kan sy deel doen en dan moet jy jou deel doen en dan hopelik kan 'n ramp vermy word. As dan nou skielik in die middel van Suid-Afrika of in die middel van Gauteng 'n vulkaniese uitbarsting is of so iets, dan glo ek dit is verby die vermoë van enige versekeringsfirma of die staat of enige een. Dit is die soort van rampe wat mense nou maar uit pure moedeloosheid 'n act of God noem. Daarvoor verseker jy nie. Ek wil behoorlik sê, back and closure is op die rand af, en dit hang natuurlik af hoe groot en sterk is jou staat. In Engeland, as ek nou die dag reg gelees het, koop die staat eenvoudig daai beeste en hulle maak hulle dood en hulle verbrand hulle. Want dit is daar 'n kwessie van, as hierdie beeste versprei, hierdie siekte versprei, dan is dit dodelik vir die hele nasionale kudde. So dit kan partykeer die geval wees. Suid-Afrika se landbou is in die huidige bedeling nie juis gesubsidieer nie, inteendeel word glad nie gesubsidieer nie, inteendeel. In teenstelling met die Europese landbou, waar landbou wel deur die staat gesubsidieer word en waar hulle byvoorbeeld boere betaal om sekere lande nie te plant nie, om oorskotte te vermy en daai soort van goed. Dis nie die werklikheid in Suid-Afrika nie. Wel, ek dink die belangrikste is seker dat 'n mens in die eerste plek gaan sit en kyk wat kan jy beheer en wat kan jy nie beheer nie. Jy kan die kwarantyne waaraan jy onderwerp gaan word nie beheer nie. Jy kan die behandeling van die diere kan jy beheer. Jy kan probeer alles doen binne jou vermoë om die diere so gesond as moontlik te hê, want dit is soos enige virus siekte. Hoe gesonder die diere is, hoe beter is jou kans om hulle deur te trek. As jou beeste oor die algemeen redelik gesond is, dan weet jy gaan hulle deurtrek, maar jy gaan moet voer gebruik. So as jy beplan het om sê nou maar
jy sê nou 'n 8000 beesterk melkplaas, as jy beplan het om so 4000 kalvers te verkoop binne hierdie volgende 3 maande, dan het jy 'n probleem. Want jy gaan hulle of langer moet voer, dan val hulle graad weer, as dit nie meer A-graad vleis is nie, wat jou prys negatief beïnvloed. Jy gaan nie noodwendig jou voervloeibeplanning daarbey aangepas het om die diere daai ekstra tyd by jou op die plaas te behou nie. So daar sal jy eenvoudig moet kyk, waar gaan jy die duurste uitkom? Jy sal nou moet vervoer na 'n abattoir wat wel hierdie back and close diere kan slag. Jy sal die prys moet aanvaar wat vleiskopers bereid is om vir jou te gee, want jy is nie in 'n bedingingsvermoë nie, of jy sal die golf moet uitry en die diere op jou plaas hou. So ek sal daai sommetjies maak en kyk watter ene gaan my waarskynlik die meeste geld kos. En dan dieselfde oefening, wat gaan ek met my melk maak? Gaan ek liewerste die hoeveelheid van die melk na my eenvoudig vernietig? Wel, vernietiging soos ons op skool geleer het, materie kan nie vernietig of geskep word nie, so kom ons sê nou maar dit komposteer of dit op jou weiveld laat uitloop of wat ook al, maar dit nou van die verkoop nie. Gaan dit jou goedkoper uitkom om dit meer te kan verwerk? As jy 8000 koeie het, dan het jy dan seker jou eie pasteuriseerder, of jy ten minste die moontlikheid om jou eie te hê, want dit gaan nou moeiliker wees om die melk af te verkoop na die groot melkmaatskappye toe. So ou gaan sit my eenvoudig en maak die somme en sê vir jouself, ek gaan 'n verlies ly, watter verlies gaan die kleinste wees? En dan neem jy die regte stappe daarvolgens. Ek kan iets sê wat ek dink baie mense in die versoeking is, en dit nou mense nie doen nie, en dit is om te verswyg dat jy back and close het. En eenvoudig te sê, hoor jy, ek kan nie hierdie verlies dra nie. Ek gaan dit verswyg, ek gaan doodgewoon aan en ek gaan probeer om nie siek diere van die plaas af te laat gaan nie. Dit is waarskynlik hoe die siekte versprei. Is presies dit. As elke ou wat agterkom, die siekte is by hom, die kwarantyne toepas, dan moes die siekte nie versprei het nie. Maar dit is nie menslike natuur. Dit is baie soos die swart dood in Europa, hier in die wat 1200s omtrent tot die 1600s, wat mense, as 'n hele gesin begin uitsterf, dan sê hulle, maar hierdie kind is nog gesond, of hierdie gesinslid toon nog nie simptome nie, kom ons stuur hom na familie daar ander kant, en kyk of hy het nie oorleef nie, en dan steek hierdie ene weer daai hele familie aan, en nou ja, dit is hoe epidemies sy vernietigingstog voortsit. Die punt is dat die meeste beeskuddes gaan deur hierdie siklus kom. Hulle gaan na 3 weke gesond wees, dan is die vraag, hierdie vleis, Suid-Afrika kan nie al die rooi vleis opeet wat hier geproduseer word nie, ons is afhanklik van 'n buitelandse mark, om ons pryse op 'n realistiese vlak vir die boere te hou. Die buitewêreld is nie lus om back and close gemerkte vleis te koop nie. Dit is hoekom inenting van die hele nasionale kudde belangrik is, want dan kan jy vir die buitewêreld sê, hoor jy, ons is back and close vry, want alle diere is geënt. Hulle gaan almal back and close positief toets, want ons het alles geënt. En dan natuurlik die kalvers wat gebore word, hulle gaan vry wees, want hulle sou dit nêrens kon optel nie. So dit is die ekonomiese impak daarvan, wat soos ek sê, ek nie in rand en sent kan omsit nie. As ons hierdie ding net eenvoudig aan die geluk oorlaat, of aan individuele pogings van elke boer om te ent soos wat hy dink, of die staat om teen sy slakkepas te werk, dan gaan dit nooit verbygaan nie. Daar gaan altyd weer 'n plek wees, en Suid-Afrika gaan sekere uitvoermarkte dood eenvoudig verloor, want dit is nie back and close vry nie. Die enigste manier is om regtig waar binne die bestek van omtrent wel 'n paar maande, 6 maande, die hele kudde te ent, ten minste 80% van die kudde te ent, en nog 'n ronde. En van daar af moet 'n mens dan nou maar die rooi gebiede natuurlik aanhou dophou, want ons weet, ons gaan nie die siekte in Suider-Afrika uitroei nie, omdat daar buffels is wat loop sonder om dit te wys. So ons gaan nooit dit nie hê nie. Ons kan dit net bestuur en beheer.
Nee, daar's geen kans vir hierdie ding om verby te gaan om reg te kom sonder die privaat sektor se deelname nie. Die privaat sektor, die private veeartse het hulle netwerke waarmee hulle daai totale beeld kan vorm, daai wat eintlik die staat se werk is. Dis een van die klassieke voorbeelde waar die private sektor eintlik ingetree het en waar die staat verval en die staat se werk nie kan doen nie, dit in sy plek doen. So die staatsveeartsenykundige dienste het nie meer die vermoë om presies te weet wat in elke distrik en op elke plek aangaan nie. Die private veeartse het. Dit is goed dat die staat 'n sekere regulerende funksie vervul. Dis een van die goed wat die minister gesê het, jy kan nie toelaat dat enige ding invoer nie, want dan versprei hulle nou weer 'n nuwe siekte. Nou, ek verstaan nie heeltemal die logika nie, want ons praat hier van dooie entstowwe. Met ander woorde, jy kan nie 'n nuwe siekte invoer met dooie entstowwe nie. Dis as jy lewende virusse inbring wat jy 'n nuwe siekte kan begin. So, miskien het iemand hom daar nie presies geadviseer nie. Maar die feit dat mense kan dink 'n entstof gaan werk, maar hy werk nie want hy's nie korrek opgeberg nie. In die vervoer het die koue ketting miskien gebreek of op een of ander manier is die higiëniese standaarde nie gehandhaaf nie. Daar's 'n klomp goed wat kan fout gaan en daarso is dit wel goed dat die staat sy regulerings rol speel. Maar die staat en die privaat sektor sal moet saamwerk en die privaat sektor het waarskynlik die oorwig as dit gaan oor die bestuur van inligting en kundigheid.